Hier is jou Orania nuus van die afgelope 2 weke. Welkom by Orania Aktueel. Staatsdienskommissie besoek Orania. Nou, die Staatsdienskommissie wat toesig oor die staatsdiens en munisipaliteite in Suid-Afrika hou, het Orania besoek om meer oor die dorp se bestuurs- en ontwikkelingsmodel te leer. Die besoek was deel van hulle program om suksesvolle modelle te ondersoek wat beter dienslewering kan bevorder. Die afvaardiging het met plaaslike leiers vergader, aanwonings bygewoon en 'n toer deur die dorp gedoen. Volgens die kommissarisse bied Orania waardevolle lesse oor gemeenskapsdeelname, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en goeie bestuur wat ook elders in Suid-Afrika toegepas kan word. BCVO se winterspele vir die eerste keer op Orania aangebied. Meer as 900 skooliere het aan vanjaar se BCVO winterspele hier op Orania deelgeneem. Die eerste keer dat die geleentheid ook hier aangebied is. Ten spyte van 'n bietjie reën was die rugby en netbal toernooi 'n groot sukses en dit is danksy die samewerking van die personeel, ouers, gemeenskapslede en 'n klomp vrywilligers. Die geleentheid het baie besoekers na Orania gelok wat die dorp se gasvryheid, netheid en goeie organisasie geloof het. Dit was ook 'n uitstekende geleentheid om Orania aan nuwe mense bekend te stel met verskeie media wat regstreeks vanaf die sportterrein uitgesaai het. Orania navorsing vra hoe gelukkig is inwoners. Nou 'n nuwe meningspeiling onder 'n groot deel van Orania se inwoners wys dat die mense oorwegend positief oor hulle toekoms in die gemeenskap voel. Die meeste inwoners sê hulle is hier vir die Orania ideaal en dit is die ideaal van vryheid vir Christen Afrikaners. Baie beplan om glad nooit die dorp te verlaat nie. Die opname wys ook dat Oraniërs hulle lewensgeluk gemiddeld 6.8 punte uit 10 beoordeel, dieselfde as die Verenigde State en heelwat hoër as Suid-Afrika se gemiddeld van 5.0. Die volledige opname dek nog vele ander interessante onderwerpe en is op 'n afsonderlike video op hierdie kanaal beskikbaar. Meer as 1200 items is vir Orania kinders gehikel. In die koue winterweer wat ons tans ervaar is die Wollard projek 'n vuurwarm vrywilligersprojek en het in net 3 maande altesaam 1261 gehekelde items vir Orania se kinders ingesamel. Die projek is deur Janine Kotse begin nadat sy besef het daar is nie so 'n inisiatief in Orania nie. Wat stadig begin het vinnig gegroei toe inwoners sakke vol missies, serpe, handskoene, komberse en ander warm klere begin skenk. Teen die einde van die projek is 653 missies, 353 serpe, 229 pare handskoene en talle ander items ingesamel. Volgens Janine is die doel dat elke voorskoolse kind in Orania iets van die Vader se liefde en voorsiening in hierdie projek sal ervaar. Die Wollard projek is nog 'n voorbeeld van die sterk gemeenskapsgees en omgee wat in Orania leef. Orania atlete voltooi die Comrades. 2 atlete van die Orania Atletiekklub, Christo Miller en Wayne McDermott, het vanjaar die uitdagende 85.77 km van die Comrades marathon suksesvol voltooi. Christo het sy 23ste Comrades kaf gedraf en soos dit 'n tradisie geword het met 'n wapperende Orania vlag oor die eindstreep gehardloop. Wayne het op sy beurt weer sy 5de Comrades suksesvol voltooi. Ons wens albei hierdie Oraniërs hartlik geluk met hierdie besonderse prestasie. Sluit aan by die Orania Beweging se digitale gemeenskap. Die Orania Beweging se digitale gemeenskap op al ons sosiale media het al meer as 350.000 ondersteuners wat ons blaaie volg en video's kyk en daar is nou nog meer maniere om betrokke te raak. Kyk uit vir meer video's, regstreekse uitsendings, eksklusiewe inhoud en spesiale programme waar jy ook al is. Wil jy deel wees van Orania se groeiende digitale gemeenskap? Klik op die join hieronder en sluit vandag nog aan. As jy enige nuus uit Orania het, deel dit gerus met ons. Stuur 'n e-pos na inligting@orania.co.za. Ondersteun gerus die Orania Beweging met 'n donasie van jou keuse, want ons waardeer dit opreg. Besoek orania.co.za en dankie dat jy ingeskakel het vir Orania Aktueel.